Goeienaand, op die Saterdag aand. 21 grade by my, 92% humiditeit. Praat niks van reën nie. Ja, ek dink hierdie flight van vanaand, met die mense maar, julle moet maar net luister en dink oor die goed wat ek sê. Ek gaan nou nie die tradisionele paadjie loop met al die prentjies van nuus en sulke dinge nie. Ek dink vanaand moet ons maar net bietjie gesels oor die lewe. Hierdie lewe waarin ons is, want ek kan vir julle verseker, dinge is die mekaar, en daar gebeur dinge wat jou laat frons en wonder, en wat het maak nie vir jou sens nie, maar jy sê ook nie veel daaroor nie, want jy weet nie regtig wat gaan aan nie, of jy bly maar net stil in hierdie fucking jessemboere. Dis 'n harde storie hierdie connection kak hoor. Kaptein sê, buckle up, strap up, ons gaan vlieg en ons gaan wyd vlieg. Julle moet maar net mooi rondkyk waar ons is. Die meisies is reg om seker te maak julle almal geniet die flight en almal is gemaklik. En die girls in die Kool-Aid section is op alert hoor. Want ek is seker hier is 'n paar dinge gaan gesê word wat mense gaan laat fucking spring vir die dak. Wat julle moet verstaan, oor 'n baie lang tyd, basies so lank as wanneer ek verstand het, was daar magte aan die werk met sosiale ingenieurswese, kom ons noem dit maar dit, sosiale ingenieurswese. Dinge wat reg was, wat goed was, is omgedraai en verduidelik dit is nou nie reg nie, dit is nie meer goed nie. Vreemde goed is ingebring. En as ons vertel, ja, dit is nou die regte oor. Die grootste tragedie vir die boertribe was basies die pad wat die NG Kerk ingeslaan het en daarmee saam die ander kerke ook. Want in plaas van dat hierdie kerke daarop gefokus het om ons as mense geestelik sensitief te maak en geestelik voor te berei, het hulle daai weggeskuif. En hulle het net reëls en doktrines en diktate en traktate en die fok weet wat alles verkondig. Want hulle het geweet, 'n geesgevulde lidmaat het hulle nie nodig nie. Want hy stap sy pad met sy hand in die hand van God. En met alle mag en krag is daai ding onderdruk. Ek kan onthou hoe die dominees in die NG Kerk vertel, ja, die apostolies is 'n sekte en die ek weet wat so goed alles. Allerhande sulke dinge, ek gaan dit nie in details bespreek nie, julle weet waarvan ek praat. Want die hele doel was om jou binne in daai nou pyp te hou, waarin hulle jou kan beheer en vir jou oortuig het. Jy kan nie in die hemel kom as jy nie in daai pyp is nie. Selfe kak wat die Romeinse stront aangevang het, waaroor daar die eerste groot rebellie gewees het, waaruit die protestante gebore is, wat ons voorgeslagte is. Kak van jy kan gaan geld betaal vir die priester en ons jou sondes vergewe en allerhande sulke stront, julle weet dit. Die belangrikste ding wat jy moet verstaan vir die Satan om te kan slaag, is hy moet jou daarvan weerhou dat God binne in jou is. Jy moet glo, God is buite, jy moet hom die hele tyd aan die buitekant sien. Want die feit dat God deel is van jou, in jou is, in jou tempel woon. Jy is 'n tempel van God. Dit is vir hom 'n moerse probleem. Dan kan hy nie hou vas op jou kry nie. Nou, is baie mense wat al hoog die bliksem in vir my gewees het, doordat ek so te velle getrek het teenoor hierdie Israeliet aanbidders. Julle moet baie goed verstaan,
Daardie hele fucking doktrine en sekte wat hulle verkondig, is gerig op een ding, en dit is om jou geestelik weg te hou van God af. En nou kan jy met jou oogies op skreefies trek en frons soos jy wil, en jy kan nou spring soos jy wil, en soveel fucking afduimpies klik is wat jy lekker kry, hoor. Dis wat hulle fucking doen, en jy dans saam. Want jy hang aan die Torah, en jy hang aan Moses se wette, en die fok weet wat se rituele en kak alles, dit is alles dinge wat jy glo, ek wil nie eens aangaan nie, en jy kan 112.000 versies aanhaal en hoofstukke se kommentare fucking skryf. Alles beteken sweet Fanny fokol. Daar op die kruis op Golgotha het Jesus al daai goed van die tafel afgevee. Want terwyl hy lewendig op die aarde was, het hy vir die mense daarvan vertel, maar die fokkers het hom nie geglo nie. Min het geluister. Nou ja, nou het ek daar uitgebraak op toe. Wat julle moet verstaan is die mens, jy, wat vir my luister. Jy is 'n spirituele wese met 'n tydelike vleeslike husk op hierdie aarde. Dit is waaroor dit gaan. Jy weet, 'n probleem is baie mense. Net dit wat ek nou daar gesê, is al genoeg om hulle van hulle fucking trollies te laat afgaan. Maar ek het gesê, ek gaan vanaand diep gaan. As jy ongemaklik voel en begin wabbel, dan moet jy maar net verstaan, is beter vir jou, moenie verder na my luister nie. Moenie, want jy gaan erg verstoord raak. Dit wat normaal en natuurlijk is verander en in die agtergrond gedruk. Wys vir my een plek in die Bybel waar daar gepraat word van 'n demokrasie. Wys dit vir my. Demokrasie is nie van God nie. God se plan vir hierdie aarde, se mense, is stamme. Dis wat dit is. Die eerste keer wat hulle begin het met 'n samesmelting van kak was by die toring van Babel, en kyk wat het daar gebeur. Maar nou ja, hier is mense wat absoluut van hulle fucking koppies af is, aanbid die woord demokrasie en aanbid die Amerikaners omdat hulle demokrasie bring. Kyk wat het hulle fucking demokrasie al gedoen. Hulle demokrasie Libië toe gevat. Libië is vandag 'n plek waar jy nie eintlik wil wees nie, verwoes. Van 'n baie goeie, gesonde, ryk samelewing af. Verwoes. Saddam Hussein is nou nie die toonbeeld van, hoe kan ek nou sê, goeie seun nie, maar hy het met wille fucking goed te doen, hoor. Hy moes hulle beheer en hy het hulle regeer, hoor, met 'n fucking yster hand. Net soos wat Gaddafi gedoen het. Maar Irak was 'n land waarin die mense geleef het, hulle het besigheid gedoen, hulle het skole gehad, hulle het hospitale gehad, hulle het alles gehad. Maar dit is verwoes vir demokrasie. En vandag, wat is Irak? 'n fucking klomp factions wat nou nog fight met mekaar. Hulle kan nie by mekaar uitkom nie. Die Amerikaners het dieselfde gedoen met Syrië. Syrië verwoes wat hy vandag op 'n fucking plek is. Nou wil die Amerikaners hulle soldate uittrek uit Syrië. Hulle het daai kak gemaak. Nou wil hulle uittrek. Kyk wat die demokrasie in Suid-Afrika gedoen. Opgefok in sy moere. Jy sien dit met jou eie oë. So moenie hier kom en vir my kom fucking vertel van demokrasie nie. Demokrasie is demonkrasie. Is van die Satan. One man, one vote beteken iemand gaan in die hek kak, hoor. En wat het hier gebeur? Ons wit mense kak in die hek en sê daar. Dit maak my fucking siek. Daai Kurt McClellan, hoeveel geld het hy gesteel by die hospitaal aan Kempton? Hoeveel? Miljoene. En hy sê vir wie het hy allemaal gegee? Waar is daai mense? Hulle loop ook rond. Die bliksemse goed moes Vrydag koppe afgekap geword het. Ja, dit word nie gedoen nie. Ek dink, lees van daai geval nou daar in Amerika, van hierdie fucking ding. Die judge bevind hom, hy word aangekla van moord. Die judge bevind hom ontoerekeningsvatbaar en laat hom gaan, want hy is mal. Hy fok of hy maak 17 ander mense dood. Plaas die bliksem sy kop net afgekap is. Hy sê, jy is mal, ons kan niks vir jou doen nie. Tjoep, af my koppie. Nee, dit is nie reg nie.
Dan kyk jy na die verhoudings tussen mans en vrouens. Ek gaan vir julle 'n artikel lees wat jou gaan laat diep dink. Ek wil net kry. Wat die fok gaan nou weer aan? Jy moet mooi luister wat hierdie skryf hierso hoor. Dan sê julle verstaan hoe fucking evil is hierdie, ons noem altyd hierdie, jy weet, ons praat altyd van hulle, maar hy hulle is nog nooit regtig lekker gedefinieer nie. Sex is gone. Why? Now intercourse slipped down the list of life's priorities. Here's the thing. The world many of us grew up in has vanished. And not because of geopolitics, because of sex. Kyk na daai foto van daai man en vrou in hy bed. Moet jy laat dink hoor. Now this is not a personal confession, it's an observation about culture. Sex, once treated as central to modern life, is quiet eating, and the shift is so broad that it tells us something uncomfortable about where society has gone. I came of age in the 1990s when sex was everywhere, not just in private life, but in public space. Advertising ran on the formula that sex sells. Some products logically lent themselves to erotic imagery. Others did not. Yet a sexualized female body could be used to sell almost anything, including a glass of water. Newspapers, car magazines, even publications about the paranormal carried nude photo shoots. Television, long before late night hours, included bedroom scenes as routine. Youth series revolved around the first sexual experience. Schools distributed brochures about contraception. Words once whispered were now spoken on air: orgasm, masturbation, intercourse. The message was clear. Sex was not only normal, it was valuable, exciting, a permanent feature of modern life. 30 years later, we are told almost casually that sex is overrated. This is not anecdotal. Surveys reflect a real shift. Research by the NAFI Analytical Center shows that 22% of people aged 18 to 25 are not sexually active. More than half of respondents report problems in their intimate lives. 40% cannot discuss sexual issues with their partner. Large numbers of report dissatisfaction, lack of desire, or pain. Among women, the figures are especially stark. More revealing still are value rankings. Among people in long-term relationships, sex comes last on the list of what's necessary for well-being. For many young people, it does not appear as a value at all. Health, money, status, travel, peace of mind, now these dominate. Sex has slipped off the agenda. Given how problematized the intimate sphere has become, this is hardly surprising. Sex today competes with an entire digital universe. Short videos, streaming platforms, games, endless online content. Why invest emotional and physical effort when easier forms of stimulation are available on demand? Add to this anxiety. Choosing a partner now feels like navigating a field of red flags. Fear of manipulation, abuse, psychological labels, then practical concerns intrude. What if it leads to commitment, marriage, a mortgage? In such a climate, withdrawal begins to look natural. How did we get here? The period we remember as sexually liberated may have been a historical exception, roughly from 1950s onwards. A unique combination of factors aligned. Contraception became widespread, living standards rose, house conditions improved, education expanded, sexual behavior began to separate from reproduction and marriage. This was the so-called second demographic transition. Sex could exist for pleasure independent of family formation. For a few decades, sex became both accessible and culturally celebrated. We assumed this was a permanent achievement of modernity. But across most of human history, sex was not a sphere of self-expression. For the majority, it was tied to necessity, reproduction, obligation.
Hygiene, privacy, comfort, the conditions that make mutual pleasure possible were luxuries. Ideas like female orgasm or emotional compatibility were not central concerns for ordinary people. We like to point to an ancient erotic art or text such as the Kama Sutra. Yet these represent elite or symbolic cultures, not the daily experience of most. What the late 20th century did was briefly place sex at the center of mass culture. That moment appears to be passing. Now sex competes not only with digital entertainment, but with a broader ethos of individual optimization. Time is a resource. Energy is limited. People prioritize careers, fitness, mental stability, travel, consumption, sex. Sex, with its uncertainties and vulnerabilities, looks inefficient. The result is paradoxical. A society saturated with sexual imagery in the recent past is producing generations less interested in sexual practice. The language of desire remains in advertising and media, but lived reality is shifting towards disengagement. Perhaps this is not decline, but rebalancing. Sex, having enjoyed a period of cultural overexposure, returns to being one element among many, no longer the organizing principle of youth culture. Yet the contrast with the 1990s is striking enough to feel like a rupture. The earlier era left a vast archive of films, novels, and memories depicting a world in which sex seemed easy, central, almost guaranteed. We may end up studying that period the way we study other brief cultural phases through art and nostalgia rather than personal experience. It turns out that the age when sex was treated as a universal value may have been an interlude, not a destination, and we are now living through the correction. Well, that is not good. But before we carry on, I think you all need a drink now. Whiskey tonight, just the best of the best. En twee mooi girls vir daai is hoor. En ons eet lewer vanaand. Lewer en vars brood met baie plaasbotter. Nou gaan ek vir julle sê. Hierdie lewer en plaasbotter en brood. Kyk maar mooi na dit. Jy wat vir my luister hierso. Ek wil vir jou vanaand 'n ding sê. As jy 'n boer is en as jy in Suid-Afrika bly, wil ek vir jou vanaand een ding sê. Jy met jou mind nou change. En elke stukkie vleis wat jy eet, moet jy eintlik sien as dalk die laaste vleis wat jy in jou lewe gaan eet. Elke bietjie melk wat jy in 'n koppie gooi om koffie te maak of om 'n glasie melk te drink, moet jy sien asof dit kan dalk die laaste melk wees wat jy gaan sien. Want dit is wat XXX besig is om te doen in Suid-Afrika. Hulle gaan ons wegkry van vleis af, hulle gaan ons wegkry van melk af. Hierdie back and closure ding is fucking mooi fyn uitgewerk. Ek sê nie back and closure bestaan nie. Ek sê die manier waarop die fucking ding gehanteer is, was spesifiek gewees om ons, julle wat na my luister, in 'n plek te kry waar ons nie meer vleis en melk gaan hê nie. Waar ons boere van die landbouers van die grond afgedryf is en nie meer kan produseer nie. Dis wat hulle doen. En dan praat ek weer van die fucking hulle. Hierdie hulle is hierdie globalist kabal wat ek goed beskryf in my video wat ek gedoen het oor XXX. Jy wat vir my luister met een ding baie mooi verstaan. Daai fucking goed wil jou dood hê en wil jou af hê van die aarde af. Moenie jouself probeer bluf nie. Hulle wil jou dood hê. Hierdie vloerplanke wat sing kill the boer, kill the farmer en so. Dis net fucking theater. Die doel is om die voedselproduseerder te vernietig, finansiëel te breek. En dis wat hulle mee besig is om te doen. Hoe ek en jy ons boere op die plase kan ondersteun, dis deur direk by hulle te koop en whatever, maar hulle gaan nou deur 'n fucking situasie waar die valbuil nodig is. Slegte fucking goed soos daai steenhuise moenie môreoggend sy voete onder sy gat kan inkry nie.
Dan moet 6 ouens wees wat hom moet dra. Julle moet baie goed verstaan. Moenie dink ek praat nou net kak en ek is nou hier 'n conspiracy theorist en hulle kom. Ek sê vir julle, daai stukkie vleis wat jy vanaand geëet het, sien dit as dalk die laaste wat jy gaan hê. Daai melk wat jy in jou koffie ingegooi het voor die show begin het, dis dalk die laaste melk wat jy gaan hê. Hulle is besig om die vleisbedryf te fucking sink. Hulle is besig om die melkindustrie te sink. En onthou net, dis nie net daai melk wat jy in jou koffie gooi nie. Dis ook jou yoghurt, jou kaas, alles. Hierdie fucking goed is fucking gewetenloos. Moenie jouself fucking in 'n plek. Nou sien ek, ja, nou maak hulle die groot stories die Vryheidsfront Plus, Verraaiers-front Plus, fokkers, maak nou opgang en so. Julle moet fucking verstaan, al hierdie politicians is van dieselfde fucking kraal, hoor. Almal van hulle is in dieselfde fucking kraal. En hulle agenda is net een ding. Hulle moet die mag hê en ons moet almal dood wees. Dis wat hulle fucking wil hê. En ja, dan word af my sê, ja, ek is 'n fucking verdeler want ek hierdie boer-Afrikaner ding my bliksem. Ek gee nie 'n fok om vir die Afrikaners nie. Maar ek kan nie stil bly oor wat hulle aan ons boere doen nie. Iemand het vir my 'n stuk gestuur, Klaasie Havengaal wat 'n fucking dokumentaar gedoen het oor wat met ons vrouens aangevang was in die fucking Tweede Boereoorlog. Daai donderse goed was gemylband gewees tot hier in 1980. Skrikwekkende fucking goed wat met ons boervrouens gedoen is. En hierdie fucking Afrikaners het hulle gehelp. So moenie vir my kom sê, ja, hierdie ou is nou so goed en fok hulle almal, man, en alles wat in hulle fucking straat en saad is. Ek wil fok al met hulle te doen hê. Hulle het gewys wat is hulle. Fok it. Jy kan nie 'n fucking Mazda vat en pluk sy badge af en plak 'n BMW badge op en sê hy's 'n fucking BMW nie, hoor. Daar's ouens wat dit doen, maar dit beteken fok al, hoor. As jy bonnet oplig, is dit 'n fucking Mazda. Selfs met hierdie fucking Afrikaners. Nou van nou raak ek nie. Jy sien wat gaan hier in die chat dan. Nou seker al 'n klomp goed. Okay, Nigel says I'm in a much better frame of mind today. Good for you, Nigel. I'm in a shit mood. Ja, maar van men, ek sal dit. Moenie worry nie. Yes, hy boere, ek is die bliksem in hier waar ek sit, hoor. Ek kan nie glo. Ek kan dit nie fucking glo dat mense sit en luister na hierdie fucking adders, politieke adders, en beplan hulle lewens om die kak wat daai goed kwyt raak. In elk geval. Nee, wat kyk, jy weet, op die einde van die dag moet julle verstaan, die bliksemse goed het net een ding in hulle fucking koppe en dis om ons fucking dood te kry. Ja, Skalk moet ons sê, die NG Kerk het in 1989 besluit dat die God wie se reëls miljoene jare gestaan het, moet bykom en aanpas by die moderne idees, met hierdie ABC alfabet kak gekom. Ja, ek wil fokol van hulle weet, niks. Kobus sê, ek kan nie verstaan nie, hoe weet hulle wat aan die ander kant is? Jy moet mos eers sterf om te weet wat aan die ander kant is. Nee, hulle vertel jou al daai kak, dat jy net kan geld in die bordjies gooi. En as hy sê kniel, dan kniel jy, en as hy sê bid, dan bid jy. In elk geval. Hugo Boss sê, die son het geskyn, ons lewe, ons is geseënd. Is so. Luister jy nou geleerde boer sê, jy moet vir my fucking mooi verstaan, hoor. Moenie maar daai kak van demokraties kom nie, daar was 'n klop paar ouens gekies deur die gemeenskap en that was it. Maar hulle was verantwoordbaar aan die volk. Ag, joh, fuck it nou, ek kan nie eens met jou praat nie. Ek wil nie eens met jou praat nie, want die fuck weet, jy is so blind, jy kan nie fucking sien wat aangaan nie, maar jy's deel van die fucking equipment. Jy's deel van die bende. Nigel Souden, boerewors is a lot of varieties. We had a butcher here, unfortunately he died, but he used to make, he made a wors that he mixed beef and game in. And he also made game wors that he mixed pork in. The problem is, you need in the boerewors, you need something to give it some, moisture. And you need fat in the stuff. So boerewors is always quite a mix. Depends on what. Ja. Dirk sê, dis hoekom die baarspol is in die kerke leeg. No, I'm not so much concerned about the fact that it's everywhere. The fact is that the importance of sex has been destroyed with a plan. The feminist movement did it. Now they sit there and they tell you fucking men can have babies and cock like that. Julle moet verstaan. Die doelwit is om ons te vernietig, hoor. En jy boerseun met jou kak stories, so jy ook. Hulle gaan jou ook uitwipe, hoor.
Hulle gaan jou gebruik om die kiste te dra totdat hulle klaar almal by ons begrawe en dan gaan hulle julle fucking afmaai. Ja, Nisha chicken livers, I've got a lot to say about chicken livers. I don't buy it at all. Nico Skipper sê BlackRock en Vanguard is albei aandeelhouers van Nestlé en Clover. Hulle het vir ons by die eiers beet hoor. Ons moet dit verstaan. In elk geval. Nee, joggie, die fucking mense is te bang om dit te doen. Die enigste antwoord vir die klomp kak is die 30ste Junie. Nou moet dit nie lees as die 30ste Junie nie, die gee maar dit liewer nommers. Junie is die 6de maand hoor. So as ek sê 30 Junie weet waarvan julle weet waarvan ek fucking praat. Dis wat die fucking goed nodig het hoor. Man, joggie, hulle kan demokrasie ontleed aan fucking wat dit wil, dis van die Satan. Dis wat dit fucking is. Nou gaan ek vir julle 'n ander ding sê. Ek dink julle moet nou maar regtig eers, nou moet jy regtig volmaak hoor. Hier kom 'n ding. Hierdie ene gaan nou 'n paar ouens regtig. Onthou ek het vir julle gesê, die Satan se plan. Een van die dinge wat hy doen is, hy laat jou glo, God is nie in jou nie. Dis sy eerste fucking mikpunt hoor. Jy moenie gemaklik voel en tevrede voel, God is binne in jou nie. Hy wil hê jy moet God buite jou sien die hele tyd. Dis sy fucking plan. Hy is doodbang vir daai fucking oomblik, wat jy een word met God. Hulle wil dit nie hê nie. Nou wat is besig om te gebeur? Ek kan dit in my kanaal sien, van waar ek begin het in April 2022, tot waar ek vanaand sit, die mense in my kanaal. Hier is 'n werklike, geestelike ontwaking. Jy kan dit sien, jy kan dit hoor. Dis wat die fucking Satan vrees, 'n geestelike ontwaking. Want hy weet sy dopie gaan klap. Nou, luister ek vanaand na daai bevelvoerder van die Ahmad Brigade van Rusland, waarin hy sê, wat die Weste moet, hierdie connection, wat die Weste moet verstaan, is hulle, die soldate, die vegters van Rusland. Hulle verstaan baie goed, dat hulle primêr teen die Satan veg. Hulle verstaan dit baie goed. En al is hulle hoeveel etnisiteite in die Russiese weermag, as hulle in daai loopgraaf inklim, is hy nie 'n Chechen nie. Die ander ou is van ander plekke en so. Hy sê hulle is almal Russe. En hulle veg teen die Satan. Hulle weet hulle veg teen die Satan. En hulle kan nie dat die Satan wen nie, want dan is hulle kinders moord toe. Hulle weet dit. Hoekom dink jy, wat vir my luister, hoekom wys ek so baie die boere en die beere? Ons boere hier in Suid-Afrika is 'n fucking klein groepie gesien in die totale groepering wat hier is. Maar God het ons hier geplaas met 'n doel. Ek het al veel gesê, ek weet nie wat die doel is nie. Maar die feit hoe hy deur die geskiedenis sy hand oor ons gehou het, sê vir jou, hy het 'n plan met ons. Maar jy kan net een van God se vegters wees, as jy geesgevuld is. En dit vrees die Satan. Hy fucking vrees dit. Hierdie bliksemse politicians is 'n klomp sataniste, man. Kyk hoe vinnig het hulle in 94 God en sy gebod uit die parlement uitgegooi. Nou het hulle allerhande fucking tokkolosie danse wat hulle daar uitvoer. Fucking Ramaphosa wat die voorvaders gaan aanroep. Van hierdie planke wat rondloop en dink hulle voorvaders gaan, hulle gaan kyk wat hy by Bloedrivier gebeur het, hulle voorvaders gekak daaroor. Maar dis nie my worry nie, ek voel 'n fok vir hulle. Ek voel niks vir enige iets wat nie 'n boer is nie. Niks. Fok op. Ek moet nie met hy naaste liefde kak by my kom nie hoor. In elk geval. So, ek is net bekommerd oor die boerdraai. Dis alwaaroor ek bekommerd. Nou as jy nie 'n boer is nie, moet jy verstaan hoe ek voel. En jy moet dit fucking respekteer. En jouself vra, hoekom is jou fucking tribe nie so passievol nie? Dit kan nie wees nie, want hulle is fucking ons moet haal en vole geknoop met die fucking Satan. In elk geval. Hierdie feministe beweging was beplan spesifiek om te voorkom dat daar boerkindertjies is. En die kindertjies is die toekoms. Hoekom is die Bybel so eksplisiet oor die kinders? En dan kom hier goed, dat fucking hier sal ek lewer nogal kommentaar in my gesprekke, wat het goed praat, dat die kinders so vermoor word in die Gaza. Fok, jy is in vir 'n surprise hoor, ek sê nou vir jou. Maar nou moet julle verstaan, in hierdie geestelike ontwaking, is daar meer mense wat daaroor praat,
een van die mees prominente ouens wat oor spirituality praat vandag, is Tucker Carlson. En dan daai kerel van, wat is sy naam tog nou? Ek kan nou nie dit onthou nie, ek sal dit net nou onthou. Maar, so, julle moet baie goed verstaan, die ding wat die Satan fucking vrees like hell, is hierdie geestelike ontwaking. En wanneer geesgevulde mense opstaan, is die Satan moer toe met sy hele fucking bende, maak nie saak hoe groot hy is. Daar het getraai daar by Bloedrivier toe kakkel in die hek. So, julle moet baie duidelik verstaan, dat jou kans op oorlewing is net in een ding gesetel. Dis die enigste plek waar jy 'n garantie kan kry, is met jou hand in God se hand, jou tempel gevul met sy gees. Dis al. Hy is die koning, God is die koning. Hierdie politicians beteken fokol. Hulle is puppets wat op 'n verhoog staan en die mense entertain. Maar nou is hier 'n ander snaakse ding. Nie 'n snaakse ding nie. 'n Opvallende ding. Julle sal weet waarvan ek praat. Daar's een so meisiekind wat hierdie videoetjies maak waar sy so met ChatGPT sit en praat en allerlei diep fucking geestelike vrae vra en so. Ja, okay. Julle moet nou mooi goed verstaan. Die Satan weet dat daar is 'n geestelike ontwaking. En ewe skielik wemel dit op die sosiale media, YouTube en Facebook en Twitter, oor hierdie spirituele uitgesprake en goed wat gemaak word. En programme wat gemaak word en video's wat gemaak word. En van hierdie fucking video's is baie goed gedoen. Maar al hierdie goed het een ding, een doelwit. Hulle wil jou, wat as geesgevulde, soek na meer inligting en meer informasie. Hulle wil jou laat verstaan, jy weet fokol. Hulle wil jou laat verstaan, jou geestelike gewaarwording en ervaring. Nee, man, dis fucking low level. Jy by hierdie level kom waar ons is. Ons kan al met die universe praat en so. Ons kan met die opperrade praat en al sulke kak. So hulle laat jou voel minderwaardig in jou geestelikheid. Ek lag vir 'n gat en sê vir hulle, fuck off! Ek praat met God direk. Ek het nie jou counsels en kak nodig om vir my stories te sê nie. God sal vir my wys of vir my sê wat ek moet doen. Ek moet net my ore oophou en my hand in sy hand hou. So julle met julle self baie mooi op die plek kry waar jy veilig is met jou hand in die hand van die Skepper. En dit moet vir jou genoeg wees. Net die feit dat jy geestelik gekonnekt is met God, moet vir jou genoeg wees. Moenie laat hierdie fokkers met hulle video's en met hulle YouTubes en met al hulle kak jou laat fokken verstaan. Jy's op 'n fucking low level nie. Moenie. Dis 'n trap. Dis 'n trap. Hulle wil dit fucking complicated maak, sodat jy nou weer eens aan hulle fucking moet hang vir guidance. Want jy het nie 'n klou waar jy. Pas op vir dit. Jy, hand in die hand van die Skepper, Heilige Gees in jou tempel, God in jou. Dis genoeg. Dis al wat jy nodig het. Dis actually al wat daar is. Hierdie ander kant is theater. Ok, nou glo ek het ek 'n paar ouens warm. Ek sien wat gaan. Al wat ek vir julle kan sê. Jacob van Dijk sê die alfabet goed is kwaad oor hoe hulle in die ou dae behandel was, want nou was dit was nie geduld in 'n Christelike gemeenskap nie. Ja, in elk geval. Ag, Dorena, hulle laat loop die melk in die strate uit. Wat fucking wen hulle daarby? Hulle moet daai fucking goed se bloed by die beval by hulle laat afloop, dan wen hulle. Melk in die strate uitloop is kak, man, is theater. Nigel Souden sê, the kingdom of God is within you. Lukas 17 vers 21. God's rule is an internal spiritual reality, not an external political physical kingdom observed with the eyes. You're 100% correct. Ja, skalk, jy is 100% reg. Ons is geneties, die boer is geneties, nie 'n protesteer optog deelnemer nie. Jochie, wat sê jy, dis te laat? Solank as wat jy fucking nog asemhaal, is dit nie te laat nie, hoor. Tot jy jou laaste asem uitgeblaas het, dan is dit te laat. Ja, jy sê, hierdie gemengde stories, hulle wil nie hoor nie. Ja, Chris, as mens hierdie slagter van my, hy
hy het peperwors, hy maak peperwors, hy het peperwors maak, nou is hy weg, jy weet, maar ja, al wat ek vir julle sê is, julle moet verstaan, daai stukkie vleis wat jy nou geëet het vanaand, die laaste vleis wat jy in jou lewe gaan eet, en ek sien hier die connection, fok rond, daai girl wat met daai telefoontjie teen die oor sit en vir jou allerlei slim storieetjies sê, onthou net, sy praat met ChatGPT, hoor, en laat ChatGPT maar fucking sê soveel keer so, hy wil nee, hy's nou gaan ons eerlik wees, nou gaan ons dit wees, nou gaan dit met fuck, hy is geprogram om te sê wat hy sê, so julle moet dit verstaan. Die enigste ding is, jy wat vir my luister, jou hand, in die hand van die skepper, jou tempel, gevul met sy gees, dis wat dit is, maar nou ja, nou word hier fucking gesange gesing oor die verraaiers front plus, jees en boere. Daai tyd toe ek hy maak die vark ook skoon campaign gedryf, het ek 'n klomp goed gesê. En ek het bewys vir al die goed gesê wat ek gesê het ek gewys, maar ek het nie fucking alles gesê nie. Julle verstaan nie wat die fok is gedoen daar by daai Kodessa tafels nie. Maar in elk geval, dis verby. Nou sien ek is weer 'n groep wat nou die Afrikaner akkoord, ja, Afrikaner akkoord is gone, boys. Soos die Engelse sê, that horse has bolted. Is klaar. Om nou te gaan probeer uitgrou, dink ek jy iets moet regkry, want dit is 'n krak storie, dis, yes, en nou gaan daar weer 'n klomp ouens so die bliksem is vir my, onder andere, fokkers wat sê hulle is boere. In elk geval, daai ding is verby. Daai dag is verby. Hierdie Petsartjie met sy agterna gedagtenis nou oor Walvis Bay en oor die Afrikaner akkoord. Fok tog. Shame. Ek kan maar net sê, ag shame. Ag shame. Kyk feite in die oë. Kyk feite in die oë. Fact is, ons is min. Fact is, hulle wil ons almal dood hê. Fact. Dis fact saai. Fact is, hulle wil die voedsel verwoes. Voedselproduksie moet verwoes word. Dat hulle jou fucking kan laat insekte vreet en op jou knieë laat staan vir 'n bakkie fucking vol insekte. Dis wat hulle wil hê. Nou ek gaan liewer dood op my voete as wat ek vet vreet op my knieë. En hier is donders wat baie te sê het oor my. Ek los hulle uit dat hulle maar aangaan. Ai, 2791 TSNRE. Ek weet nie wat hy goed beteken en so nie, but thank you very much, dankie vir daai super sticker, ek waardeer dit. Nee, ek weet nie, Skeppers, julle gaan lekker eet daar in die Kalahari, ek draai nie oor dit nie. Annetjie Kruis, hoekom wil jy my kalmeer? Fok, ek is actually fucking kalm hoor. Ek is net bedonderd hoor. Malema se hofsaak, want die fucking ding gaan aanstreep soos Zuma sinne. Want die bliksemse staatspresident het nie die fucking guts nie. As dit nie daar toe ek in daai system was, dat iemand die telefoon gedraai en opgetel en vir daai landros gesê, fucking uitspraak vandag, het jy dit? Daai fokker gaan daar weg en vangbaar. JDT, deel van die rooi vleis fucking oorlog wat hulle aan het is eerstens om jou fisies, jou gesondheid op te fok. Just like, ek is laas jaar die doodsvonnis gegee in April. Wat het ek geëet van daai tyd af? Vleis en vet en eiers, hoofsaaklik. Hier sit ek vanaand. Maar nou ja, die connection. Ja, hy soek vir my hoor. Maar ek het die meeste gesê wat ek wil sê en ek gaan dit net opsom vir julle. Eerste punt, hulle wil ons laat vrek van die honger. Dis die eerste punt. In daai proses dat die produksie opgefokus, gaan hulle jou laat betaal whatever hulle wil hê jy moet betaal vir whatever die fok weet hulle vir jou wil gee. That's it. Dis die eerste ding. Die tweede ding is, hulle is dood fucking bang dat jy geesgevuld is. Hulle kan dit nie fucking handle nie. Die fucking bliksems het nie 'n beheer oor dit nie. Hulle kan dit op geen manier fucking beheer nie. Dis 'n saak tussen jou en God. That's it. Hulle het nie 'n fucking sê by daai tafel nie. Dit vervul hulle met angs. Kom jy die fucking Vaseline bekke daar fucking op die verhoog staan en vir jou allerlei kak vertel. So jy moet verstaan. Dis hulle doel. En hulle wil nie hê julle vrouens wat na my luister met kinders hê nie. Want as jy kinders het, dan kak hulle plan. Onthou dit. Hulle wil nie hê jy met kinders. Maar stadig maar seker begin die mense wêreldwyd wakker word. Maar ek dink op die einde van die dag gaan die boertribe sommer sal moet saam staan. Gaan die boervolk wees
wat die Satan in 'n fucking blik gaan druk. Die boere en die beere gaan daai fucking donker ster wat val oor. En julle verstaan nie hoe gevaarlik is daai fucking donker ster nie. Julle verstaan dit nie. Ja, Trump doen goeie dinge en so voort, maar onthou net een ding, pappa. Hy's fucking sterk geconnect aan daai ster oor. Hy ster het hom gekoop. Hier Bos, dis die fucking probleem. Hulle wil nie hê die mense moet in die aarde moet in vrede lewe nie. Hulle wil nie hê die mense moet in vrede lewe. Hulle wil dit nie fucking hê nie. Ja, Jacob van Dijk sê enige mens wat jy kan sien die kakspad reeds nie is verslaaf aan die stelsel. Ja, Leon de Rem, ek weet van die patties wat hulle meng met hierdie synthetics, maar fuck, maar die ergste van alles is daar's mens ouens wat jou vertel as maar daai patties wat gemeng is met mensvleis. In elk geval. Julle moet net fucking verstaan. Ook budgies. Julle moet raai goed fucking versigtig. Ek het 'n interessante kommentaar gesien op hy fucking what the fuck wat ek gedoen het oor sê Trump trek Greenland op Suid-Afrika. Baie mense wat baie ouens 'n kommentaar gelewer het sê ja, dit kan fucking gebeur. Dit lyk nogal of dit dalk kan gebeur. Dan is daar weer ander wat heeltemal die opposite is. Ek gee nie om nie, dit is 'n opinie. Ek het my opinie gegee. Maar jy moet na die feite gaan kyk wat in die fucking ding wat aan die gang is en dan kan jy vir jouself uitfigure. Hoor jy, is hierdie opinie van hierdie ou, is hier substansie in hierdie dinge wat hy sê. As ek nou sien hoe skarrel hy fucking Europeërs rond, en dan gaan hy Pestelensky op die WEF platform en hy kak die hele Europa uit. Die ouens waarvan hy lewe, kak hy uit. Wat die fuck gaan met daai man se kop aan? Daar's sulke fucking lang wurms in sy kop, sulke lang goed. My vriend Jan kan nie eers daai wurms uitroei in daai ding se kop. Logies, jy weet natuurlik, ek hoor jy wat jy sê, ek gaan daar uitloop, die fokkel gaan gebeur. Hulle het 'n probleem. Om daar te laat uitloop, moet die law verkrag word in sy moere. Al wat ek vir jou kan sê is, Hugo Bos, as daar nou een vleisie is wat jy nie moet vlak kyk nie, is dit zebra vleis hoor. Dis bedonder 'n lekker vleis daai. En dis nie 'n gesplete hoefdier nie. Hy gaan nie back and claw kry nie. Moenie dit vergeet nie. Kurt Verhoeven sê, Letoile Huis needs a hard lesson. Yeah, something like a fucking Oreshnik. Eric Stewart. Dankie. I say I haven't said anything in the chat tonight because I've been glued to what you've been sharing. Thank you for listening to the whisper and talking. Ek het net geweet, hier by 11 uur vanoggend, toe ek my goed begin by mekaar maak vir die aand, het ek net besef, op dit, is tyd die mense die feite fucking verstaan. Ek gaan nie oor die nuus nie, julle lees almal luister die nuus en hoor die nuus, ja, laat baie goed wat julle by my hoor, weet nie op ander plekke kry nie en so nie. Maar verstaan dit fucking mooi. Die Satan is soos 'n brullende leeu. En die fucking ding, hy weet, is goed soos ek, wat hy nie voor tyd het nie, wat die bliksem weet. Maar hy het 'n probleem met my. Ek sê net, fuck off. Nou nie plek vir misverstand nie. Ek sê dit maklik, julle weet het. En ja, daar is wat my uitkak oor dit ook. Kak my uit, ek voel 'n fucking veer. No more fucks to give van my kant af. Ek sê net vir die boertribe, my tribe, kry jy net jou hand, stol dit in die hand van die Skepper, jou tempel gevul met sy Heilige Gees, dat hy in jou is. Julle is een. Julle is een. Dan het daai Satan kak wat hy nie meer kan cope nie. Hy kan nie met dit fucking cope nie. En pas op vir die fucking alphabet game. Pas op vir die fucking feministe. Pas op vir hulle. Ek het al hoeveel keer vir julle gesê, ek is 'n fundamentalist. So, ek kyk na 'n politieke party. Kyk ek na hulle, wat noem hulle dit, grondwet of what the fuck, of verkiesingsmanifesto. As hulle pro-alfabet is, sê ek, weg is jy, fokol, ek wil niks van jou weet. Ek gee nie 'n fok om hoeveel ander goeie goedjies jy praat nie. Ek wil fokol van jou weet, want jy sien jou kernvrot, fokol. Weet jy as jy dit doen? Dan vir al die fucking politieke partye vir die fucking mapper. Dis hoekom ek laas met die verkiesing gesê, die enigste party, die enigste een, wat ek kan ondersteun, was #Hope for SA. Nie oor hulle oukies wat op die verhoor rondgehardloop het, die was ook nog fucking paar clowns gewees daaroor. Maar, omdat hulle manifest gevestig was, Christelike waardes, en ek weet, daar was 300 manne agter daai party, oordentlike fucking manne. Manne wat verstaan wat die Bybel sê van goeie rentmeesters wees.
Manne wat verstaan dat hulle moet rekenskap gee. Dis hoekom ek sê, dis die party. Nou sien ek hierdie klomp fokkers wat gehardloop het van die Vryersfront af na die DA toe, hardloop dan weer fucking terug na die Vryersfront toe. Bliksem se klomp laat spatters, man. Jy wil niks met enigeen van die twee fucking te doen nie. Maar nee, dis nou hoe ek oor hy goed voel en ek word kyk man. As jy nou hier vir my luister en jy is nou lus om vir my 'n vreeslike uitkak kommentaartjie te skryf. Geniet dit. Kry jou oomblik van jy weet, van blydskap as jy daar van my kan stik, hoe kak is ek? Enjoy it. Maar ek het slegte fucking nuus vir jou. Jy's ver agter in die fucking toupel. As ouens wat ver voor jou is om my uit te kak hoor. Jy is in die agterste gestoeltes met vol. Maar jy moet na jouself kyk. Dan kyk na daai bliksem wat vir jou terugkyk in daai spieël uit. Kyk of jy daai fokker in die oë kan kyk. Want hy is die begin en die einde van jou kak hoor. Daai ding wat vir jou in die spieël kyk. Daar's groot stories wat gepraat word oor hierdie gift of the givers. Kyk, hulle pleeg goeie dade. Daaroor gaan ek hulle nie fouteer nie. Maar maak dit van hulle something wat ek moet nou fucking admireer. Kak man, alles wat hulle fucking doen is 'n show. Word gedoen vir 'n show. Maar in elk geval, okay, Anetjie Krou sê, dis net 'n kwessie van geld wat ons eie kinders verhoed om kinders te hê. Hulle wil nie sukkel om hulle geleer te kry en veilig te hou nie. Nou laat ek nou vir jou nou 'n ding sê. Ek gaan nou jou vraag vra. Die eerste ding, hoe het jy sê, het daai vrou 16 fucking pare skoene nodig? Het sy dit nodig? Nee. Het sy klerekaste nodig wat nie fucking deure kan toekry nie? Nee. Het hulle 'n fucking flat screen TV in elke donderskamer nodig? So kan ek aangaan en 'n klomp goed afrits. Ja, XXX het die ding gemachineer dat dit fucking moeilik is vir gesin inkomste om hulle tax ons in ons fuck you en also waarvoor laat ons toe dat hulle ons so tax? Hoe die fuck kry hulle dit reg? Want hulle vat daai tax net vir hulle eie fucking salarisse en goed in elk geval. As hulle wil beter leef dan tax hulle ons meer. En dan betaal ons maar net dit. Nou met hierdie kak van die solars, daar's nie 'n fucking manier wat ek daai registrasie gaan doen nie. Ek sal dit nie doen nie. In elk geval. Maar die feit van die saak bly, dat hierdie paartjies wat vir jou sê, hulle kan nie nou 'n kind bekostig nie, gaan kyk bietjie na hulle fucking leefstyl en vra jy vir of daai leefstyl nodig is. Ek kyk van hierdie jong mans, want hulle fucking 6 slaapkamerhuise, ensuite alles. Vraag vir hom, nou sê net vir my, dis jy en jou vrou en 2 kinders, hoekom het julle fucking 6 slaapkamers? Why? Dis 'n kwessie van pilemeterry met die bure, nee. Dis wat julle hiermee besig is. Jy gaan betaal vir dit, en nou sê ek weer op 'n dag, en hy vol vir jou afgekap word hoor. Deur die begin. As jy dit sê, dan sê jy nou is, weet nie wat se ding is hier dan nie. So baie van hierdie swaar kry, wat jy van praat, is selfopgelegde swaar kry. Maar as Cecilia, die wat dink, daar is nie 'n Satan nie, is in vir 'n fucking surprise hoor. Ek het hierdie program gedoen, waarin ek gepraat het oor Ponnington, die voordeel daarvan, van daai bakkie slaai wat jy daar afknip en gaan eet. Jy hoef dit nie te koop nie. Ongelukkig is daar baie mense. As jy jy met sulke plan kom, dan dink hulle, hoe kan hulle geld daarmee maak? What the fuck? Dink 'n bietjie, hoe kan jy spaar? Dink net 'n bietjie, hoe kan jy spaar? Want as jy dit nie hoef te koop nie, spaar jy. En dit is 'n probleem. Mense is gebrainwash. Hulle wil alles kapitaliseer. As ek klompie blare afknip hier in my tuin en in 'n bakkie gooi, sou jy daar by sit en so, dan maak ek geld. Want ek hoef dit nie te koop nie. Ja, ek heb uit van ek op Ponningdam uit al en slag en ombraai. Eet ek. Nie nodig om te koop nie. Ja, dis nou nie fucking king clip of salmon of what nie. So het 'n fucking kippe. Maak my maag vol, het proe lekker. En ek weet, hy het nie gif in nie. Want hy gif van gehad het my plante gevang. Maar nou ja, dis hoe ek dink. My vrou kak ons baie op my, sê my, jy is so prakties, jy is 'n pyn in die gat. Dink jy, nie is reg. Vat maar die shot. Maar julle moet moerversigtig wees vir hierdie swerms en sweterjoele, goed wat vir jou op WhatsApp gestuur word, en dan luister jy na hierdie fucking diep spirituele storieetjies wat ouens al vir jou wil vertel, hoogdaverende voices, of wat hulle AI vir jou kak vertel en so. Dis 'n plan om jou spiritueel
minderwaardig te laat voel. Nee, jy is net eenvoudig, want jy het nou maar net, jy praat maar net met die skepper. Jy luister net vir sy fluister. Jy sien nou nie 27 fucking speakers wat dit uitsaai met flashing lights in Kaap nie. Dan dink hulle jy luister na primitief. Jy is te primitief. Pas op vir dit. Ek sien dit. Ek luister na baie van daai goed wat hulle sê. Daar is waarhede in, maar dis die fucking probleem met hierdie fucking AI spirituals. 80% waarheid, 20% kak. Maar hy 20% kak, dis soos om 'n druppeltjie blousel in 'n glas melk te gooi. Pang! Oh fuck, nou is hy melk nie meer wit nie. Nou is nog wit genoeg. Ja, pas op vir daai ene. Pas op vir daai ene. Barbara Miller, die ouens wat hulle gat gesien het met die slankpak. Hulle is verlore hoor. Hulle verstaan dit net. Hulle weier om te glo. Hulle dink jy's gefok. Ek lag vir hulle gat. Ja, Chris Obama sê sy pa het altyd vir sy skoonsister gevra. Hoeveel voete het jy dan? Hoekom het jy 10 paar skoene? Ja, Dungeons and Dragons board game. Ek sê met jou 100% saam. Die aanslag op die peneelklier het begin in die 50s toe hulle die fluoried in die water begin donder het. En die mense, baie min mense wil dit verstaan. Hulle wil dit nie verstaan. Ek gebruik geen fluoried nie, niks nie. Neem my tandepasta nie, neem my water nie, niks nie. Al vir 30 jaar. Ek het so 3 jaar terug begin met daai plakker van Lifewave. Hulle bemerk die ding vir, jy weet, skoonheidsstorie. Kon sy is fyn plooitjies om die oë en sulke shit en so. Maar ek het 'n wetenskaplike verslag oor daai kak gesien. Die oomblik wat jy daai sticker plak, binne 3 minute, en hulle het dit gemeet hoor, dan verhoog die breinfrekwensie in die frontal lobes. 3 minutes. Die volgende orgaan wat respond is die hart, en dan die lewer, en dan is dit klaar. So hy affekteer daai 3 goed. Die brein, die hart, die lewer. En ja, ons kom af, ek fucking lag, ek worry nie. As ek nou klaar is met die show, dan plak ek my sticker. En lag oor, ek voel 'n fok. Ek weet wat ek weet. Maar as jy nie jou paneel oopkry nie, hoekom dink jy loop hy viskop etters met hy fucking stawwe met hy Dennekon op wat toe is? Hy viskop keps etters. Hulle wil hy ding toe hou. En die fok weet as hy oopmaak, want hulle kak. En hulle weet dit. Hulle weet dit. Dit is 'n ander groot probleem wat ons boervolk het. En ons boertribe spesifiek, hierdie Suiderlandse tribe het 'n moerse probleem in dit. Nou is dit die kerke het jou spiritually gedesensitise met 'n doel. Jy glo, jy kan nie in die hemel kom sonder hulle guidance nie. Dus jy sal jou uit die hemel uithou met hulle guidance. Enigste manier. En ek my heerlikheid, ek het dit al verduidelik. Daar op die kruis op Golgotha, daar het Jesus al hierdie goed van die tafel afgefucking swat, maar die mense wil nie dit sien nie, hulle wil dit nie so sien nie. Ek het nou die aand met 'n ou gepraat daaroor. Ek en hy nogal half warm geraak vir mekaar. Ek het vir hom gesit en lag, jy weet, maar hy het fucking warm. Hy is 'n hooggeletterde. Ek van jy weet, dis die probleem wat ek het. Actually, daar word vir ons so baie vertel, hierdie deel is verkeerd in die Bybel, daai is verkeerd vertaal, daai. Ek voel niks vir al daai goed wat hulle sê nie. Was eintlik maar net een insident in daai Bybel. Die enigste insident waarop jy moet fokus. En dit was daar op Golgotha. Nee, daai is die moment waaroor alles gaan. Alles. Net daai moment daar. So wat staan in watter boeke wat ek gee nie? Dan sê ek ja, okay. Yes, okay, is fyn. Ek sê net die kruis. Hierdie is die prentjie wat ek sê. Laat ek hom af jou wys, man. Okay. Ja, julle ken my mos, ek is 'n prentjie so. Julle ken my baie goed. Daar is hy. Daar is hy. En dan net laai. Ja, jou fucking bliksem, nou wil hulle hom nie laat laai nie. Ek weet hoekom nie. Fuck jou. Sing it again. Maar in elk geval, nou kom hy. Wat het daar gebeur? Wat het daar gebeur? Daai man in die middel, hy het daai deur gegaan, vir my en vir jou, vir ons almal, het deel gegaan. Maar toe sê hy vir die ou, aan die regterkant, vanaand, onthou dit wat Jesus daar deur gegaan het, alles wat in die Ou Testament staan en so, is nou net vir jou inligting. Hy het vir jou gewys, hy is die weg.
Hy het betaal vir ons sondes. Hy het dit op hom gevat. En toe sê hy vir die ou daar aan die regterkant, voor die sonsak vanaand, sal jy saam met my in die paradys wees. Toe kom hy alle ou daar in die paradys aan. Toe vra hulle vir hom daar benede, wat soek jy? Sê nee, ek weet nie. Toe wil hulle nou weet, jy weet. Jy nou al, hoeveel keer is hy gedoop en wat so goeders en alles, nou, hy het net knak. Is jy nou 'n Jood? Nee, whatever. Toe geroep hulle nou die supervisor. Sê, hey, hierdie ou, hy is hier maar, hoekom is hy hier? En die supervisor probeer uitfigure. En toe op 'n punt toe sê die ou, luister nou mooi. Ek weet niks van hierdie goed wat julle hiervan praat nie. Niks. Die man in die middel, toe sê ek kan kom. Lees ek. Verstaan dit, die man in die middel het gesê jy kan kom. Jy het nie nodig om na al die stront te luister wat Japie van Fokol vir jou probeer verduidelik nie. Die man in die middel het gesê jy kan kom. Nee, hy nie. Hy moet vir jou kom kak vertel nie, man. Eerlikheid, weet ek raak nou weer aan 'n ding. Ek kan nie vir julle sê hoe, ek wil amper sê angstig, maar dit is nie 'n goeie ding vir my om te sê ek raak angstig nie, want dit is nie wat dit is nie. Ek word die bliksem en as ek hoor hoe hierdie ouens vir julle lieg en vir julle bedrieg. Hy sal nie sy kak vir my kom vertel nie, hoor. Hy sal nie. Hy sal nie fokke waag nie. Want julle wat my ken, weet hoe vinnig sal ek vir hom sê, man, fuck off. Die man in die middel het gesê ek kan kom. Jy het nie 'n fucking sê nie. Jy het nie nodig om my te vertel hoe nie. Ek moet net glo aan die man in die middel. Dis wat dit is. Nie al hierdie stront wat jy my fucking vertel nie, man. Niks van daai kak nie. Maar hulle, jy sien, dis die fucking probleem. Die oomblik wat jy dit afkondenseer na so eenvoudig toe, dan fucking hardloop hulle almal weg. Hoekom? Want is die fucking goed uit jobs uit. Dan is die fucking goed uit jobs uit. Bliksems. Laat ek maar net sien wat gaan hier nie. Kyk, Leon, ek hoor wat jy sê, weet, ons weet nie wat die fok spuit hulle in die goed en so nie. Dit fucking hoor ek vir jou hoor. Maar nou wil ek vir jou 'n ander ding sê. Eerlikheid, en dit gaan nou klink soos, ja, dit gaan nou ver gaan. Weet jy wat glo ek ook? Ek glo dat God sal my beskerm teen hierdie kak wat hulle my wil invoer. Hoekom? Want ek wil net sy wil doen. That's it. En hy sê vir my, hou jou hand in my hand. Ek sal niks oor jou pad bring wat jy nie kan handle nie. En dit is die ding. So, jy weet, ons sit in 'n samelewing waar jy nie regtig jouself 100% kan isoleer en insuleer en al hierdie kak wat hulle jou wil loslaat. Maar ek het vir julle gesê van my boer daar onder in Noord-Natal, wat vir my gesê het, sy broer, 800 beeste, het bek en klou gekry, het hulle net in die veld gelos, in 'n kamp, gesorg dat hulle genoeg water het. Daarna is gelukkig gras, jy weet. So as hulle wil vreet, hulle wil ook nie vreet as hulle bekke so lyk nie, nee. Hulle daar genoeg water is. En hy sorg dat hy die krippe die hele tyd skoon hou, en ontsmet en vars water. Een bees het hy behandel, daai bees het gevrek. Die ander het almal reg gekom. Toe sy jonger broer het hom tref 400 van sy beeste. 380 het siek geword. Toe sê sy ouer broer vir hom, "Fok, whatever jy doen, moet net nie fucking paniek nie, moenie paniek nie." Hy sê, "Oom, toe behandel ek 3 van my beeste en toe vrek al 3. Jy weet, ek behandel het net al 3 gevrek. Die ander, ek sien hulle begin vreet en hulle begin nou weer wei en so. Sê ek, "Well, that's a story." Jy sien, maar hulle het hierdie fucking vloerplankbendes wat nou sê hulle werk vir die departement van veeartsenykunde en die fucking goed is dommer as donders en miskryers wat gebliksem is met 'n fucking stuk rubber tyre. Maar hy wil vir jou kom instruksies gee. Ek kyk hom in die oë en sê, "Man, fuck off. Ek luister nie vir jou kak. Jy kom ook nie by hierdie hek in nie, jy's besmet. Hierdie plek is onder kwarantyne. Jy kom nie by hierdie hek in nie." Die ding is, julle moet verstaan, bek en klou is endemies in Suid-Afrika. Maar hier was vuilspel gewees. Vuilspel. En wie was die groot spelers? Die rade en die voerkrale. Want hulle maak geld soos fucking bossies. Maar nou het hulle kak. Nou sê die uitvoerders, fuck julle, ons wil nie julle vleis hê nie. Die pryse is so hoog, die binnelandse mark wil nie meer die voer, kan nie meer die goed fucking koop nie. Nou het hulle 'n fucking probleem.
Nou moet jy boer, maar nou nie laat hulle probleem jou nou maak. Yes, ek kry die melkboere jammer oor. En die fok weer, die melkkoeie kry swaar. Yes, ek het van my melkboere vir my foto's gestuur. So hy speen so trek dit bloed wat daar uitkom hoor. En jy dink hoe voel hy arme koei. Maar die fok weet ou man. Ek sien baie ou skiet al hulle beeste dood en so. Ek het met 'n ander ou gepraat en sê wel as hulle eers daai spuite en goed vir hulle gegee en so dan kan hulle maar net so wel doodskiet om hulle gaan fokke vrek in hierdie keis. Maar hulle gaan moer uit lei vir hulle vrek. Jy sê ek het myne toegemaak. En hulle is maar deur uit en op en daar gaan hulle weer. So jy weet, miskien paniek ons al te vinnig. Paniek te gaan. Ek het op 'n tyd het ek ouens geleer om hulle skiebote deur die surf te vat daar in Zululand. Nou kyk, enige ou wat iets met skiebote te doen het, weet die Zululandse kus is nie fucking speelplek nie hoor. Dit is 'n fucking lelike storie daai. Een keer Amerikaners saam met my gehad, hulle was amper fucking dood. Amper fucking dood. Toe ons deur die backliners toe lê die twee ouens fucking op die vloer en bid. Ek wat 'n fuck nou? Nee, fuck, hulle het nog nooit in hulle lewe so iets gesien. Ek sê my fuck, dit was 'n lekker dag vandag. Wat praat jy hierdie was jy sê vir die check hierdie fucking brandertjie loop maar toe, hy is nie eers so oor die 1,5 meter. Fuck, dis nie self daai nie. Kom as hierdie fucking sê jy ag hier as die wind om hier dryf in die noorde uit. En hy fucking brander staan hier op en jy staan hier onder en jy kyk en hy's drrr. Dan kan ek verstaan jy op die vloer gaan lê en bid. Hierdie is mos nou fucking so kak ons kon uitgereverse het vandag man. In elk geval. Ek het vir daai ouens gesê, die dag as ek sê, okay, daar is die stokke, jy's in charge. Dan sê ek vir my, wil jy een ding fucking mooi verstaan. Whatever jy doen, moet net nie paniek nie. Want as jy paniek, gaan jy opfok. Moenie paniek nie. As jy dink dit raak te kwaai, dan sê jy net, Colleen, en as ek vir jou kyk, dan step jy agtertoe en los alles uit, laat ek die fucking stokke vat. Moet net nie jy fucking paniek. Ek het vir die ouens wat saam met my bote uitgegaan het. Jy spring nie van hierdie fucking boot af nie. Jy spring as ek sê spring. Nou my jongste broer dog, hy's fucking clever en hy spring af. En toe los ek hom aan die fucking surf. Ry gaan uit. Toe kom agter die backline is toe roet parkeer op die radio toe sê ek het vir die ou die control tower sê ek luister daai fucker sparkel aan die see. Kyk net dat hy nie versuip nie. Maar die branders moet uit was. Moenie worry nie. Dis 'n groot fucking ding op 'n boot. Luister vir die skipper. In jou lewe. Jy op jou lewensboot. Luister vir die skipper. Maar nie vir die fucking ou luister wat daar agter in die hoek staan en kots nie man. Luister vir die skipper. Dis die ding. Dit is wat mense. Fuck. Jy weet. Ek kry baie keer. Dis soos daai grappie wat ek julle nou aan vertel het van die oom wat verduidelik het hoe hulle sy begrafnis moet hanteer en toe hy sê toe hy hulle verduidelik hoe hulle die lijks waar nou daar by die drif moet deurvat. Toe sê hy okay, maar hier sal ek die leisels vat. Baie keer wil ons sigself te gou die fucking leisels vat. Moenie dit fucking doen nie. Moenie dit doen nie. Maar die donder weet. Moenie gaan staan in Pofvaders met 'n oop bek so nie. Jy gaan gefucking byt word. Een of ander tyd gaan een van hulle jou fucking byt. En hierdie politicians en julle mense, ek kyk na hierdie kak wat nou aan die gang is. Waar hier nou groot ophemeling gemaak word van die Verraaiers-front plus hoor. Want dit is daai drossers wat gefok of het van hulle af na die DA toe wat nou weer terugkom. Maar nou bring hulle 'n klomp vloerplanke saam. Sê ek ja, nee is reg. Dat julle maar aanfok. Nee, Annetjie Krous, ek sê weer vir jou. Kyk heel eerste. Nou wat doen daai mense? Waarop spandeer hulle die geld wat hulle het? Spandeer hulle dit op goed wat hulle nodig het of goed wat hulle wil hê? God provide in my needs, not in my greeds. Ek wil ook graag 'n moerse fucking internet connection hier opgesit kry en so, maar ek het nie die geld daarvoor nie. Op hierdie stadium dink die skepper ek kan aangaan met wat ek het. En ek vat dit maar ek bekak myself as daai connection so drop, maar that's it. Okay, daar gee daai Domains and Dragon my nou weer 'n goeie uitkak oor my pineal gland fine. Derek, jy sê 60% was sy lyn, dit is nie so nie. Wat in Suid-Afrika gebeur, en ek praat nou glad nie van ander lande nie, ek praat net van Suid-Afrika. Die groot ding is, daai goed moes by -70 gehou geword het. Met ander woorde, daai cold chain moes bewaar gebly het. En die reël was 50 placebo, 50 live. Maar as jy by daai live stations gekom het, dan jy gesien hoe staan die bolletjies daar. So ek het met een aand met 'n ou gepraat, of het nou goed ingelig is oor die goed. Sê net van man, een van die reddings van Suid-Afrika. Hy sê hierdie ouens wat sê dat niks oorgekom van die goed nie. Hy sê die feit van die saak bly
Ons het 'n vermoede dat tot 80% van die shots wat toegedien was gedeactivate as gevolg van temperatuur. Hy sê, maar die carcass, dit was net die virus gedeelte wat dood is. Die lipide en daai alfabet naampie kak en die grafiet, dis ingespuit. Dankie vir daai super chat, Barry. Hy sê ek sou graag meer interact, maar ons local connection is maar swak hier in Vryheid. Ja, Barry, ek verstaan dit goed. Hoekom dink jy keer hierdie fucking vloerplanke so dat ons Starlink kan kry? Hey, Leon de Rem, wat praat jy? Vir my sê, is jy aan die kruis? Ek sê aan die kruis nie, fok, waarvan praat jy nou? Luister jy vir my, Saartjie, dat jy gaan vat 'n glyhoor. Klim self af of ek laat jou afklim. Consider yourself warned. Dorena Robertson sê sy het gehoor van iemand wat tot appelassyn in die neus en bek gespuit het. Dorena, was baie van daai tipe van goed. Ek het nou die aand Russell Oudendal, as hy die naam Natal wil uithaal, het hy fucking uithaal. Ek het nie 'n saak gaan mee nie. Al wat ek vir julle sê, moet net nie paniek nie. Dit is 'n ding wat heerlikheid. Ek het na 'n professor wat afgetree is geluister. Hy sê man, al honderde jare wat die ding hier is. Hy sê, maar die mense raak paniekerig. Hy sê, maak hulle die beeste dood met die behandeling. Ja, Jacobus sê, bek en klou maak niks aan die vleis nie. Ons sal altyd hê as gevolg van die Kreerse buffels. Die Kreerse buffels is bek en klou endemies. Ja, daar val baie containers in die seebokke nooi. Ek het dit nou al gesien en so voort, jy weet. Al wat ek vir julle kan sê, verstaan baie mooi. Die doel is om ons dood te maak. Dis hulle doel. Ons moet doodgemaak word. Hoe kry hulle die boertribe uitgewis? Hulle moet die boere doodmaak, maar hulle het 'n fucking probleem, jy weet, ons is 'n klomp taai bliksems. Maar hulle sorg dat ons nie kinders het nie. Dit is die groot ding. Egelbos, Cupcake se fucking uurglasie loop leeg, hoor. Daai ding, daai saak wat in Amerika aan die gang is met hom, teen hom deur MTN en so, gaan hulle hom op 'n ompad manier. Ek dink dis die McNursky wet inkry. O, fuck, hy gaan 'n klipkak groter as sy kop, hoor. Hulle gaan alles verloor. Die Amerikaners, julle moet hoor wat ek vir julle sê, die Amerikaners wil nie die ANC laat verloor by die verkiesings nie. Hulle wil die ANC uitwis. Hulle gaan hulle finansiëel uitwis. Wow, Grant Peter, that would be great. Saldana on a 45-footer, I would love that. Maar nou ja. Pathfinder praat van hierdie financial world waarin ons onsself getrap en kry. 'n Groot probleem is needs en greeds. Net vanmôre, my vrou sê vir my, so iets wat ek jou saam moet bring van die dorp af. Ek sê, ag ja, poppie, daar is fucking baie goed wat ek wil hê, maar ek het nie nodig nie. Ek het nie. Kry my net die basics, dis wat jy moet kry. Maar ek kan verstaan, jong mense, ek sien hulle hier om my, hulle kry hulle self in die kak met moerse verbande en moet by Woolies koop en ek sit en ek pouch my 2 eiers en ek gooi so 2 of 3 eetlepels kuims oor dit en ek eet dit en dit is so lekker en ek enjoy it. My vrou sit my baie aan en kyk as ek eet en sê, is dit al wat jy geëet? Sê ek, is genoeg, poppie, dis genoeg vir my. En dis hierdie greeds ding wat ons onsself mee laat onderkry, hoor. Wel, ek hoop julle het hierdie flight geniet, hoor. Ek is nou jammer, ek het nou nie hier. JDT sê vrou, hoe groot dink ek se kans dat Trump en Maduro trek op Cupcake? Hy gaan nie dit doen nie. Hier's ouens hier in Suid-Afrika wat fucking vir Cupcake op 'n plein gaan sit en vir hom gaan stuur, hoor. Ag, my fuck Derek. Hy sê, Gousie sê mos die Verraiersfront Plus het Christelike heerlikheid. Ek vra toe vir hom of hulle skewes toelaat om members te word toe sy tube stel. Exactly. Ek het so gesmile daai aand toe Putin en daai onderhoud, toe daai joernalis vir hom vra, hoekom trek hy so te velde teen hierdie alfabetbendes? Toe dog sê hy gaan daar nou 'n moerse antwoord gee. Toe kyk hy net so, toe sê hy, lees jy nie jou Bybel nie? Dis wat ek ook sê. Lees jy nie jou Bybel nie? Maar nou ja, ek wil julle weer hierdie prentjie gee. Daar is dit alles. Daar's die hele storie. In elk geval. Kaptein sê, buckle up, julle moet vastmaak, sy klaar gereveal, ons gaan sit, hoor. En sê die flight enjoy. Sy sê, dit was 'n lekker flight. Sy sê, sy hoop julle daar by die vensters uitgekyk.
Want die sterrehemel was baie helder vanaand vir haar, daar waar ons gevlieg het. Sy het hoog gevlieg, lekker. Die meisie sê, dankie, hulle het die flight geniet, hulle gaan beslis van daai lewerhuis toe vat na die Gulf daar op die estate. En van daai brode lyk vir hulle so lekker, hulle gaan hulle self nou geniet, in elk geval. En die video wat ek vanaand vir julle gaan speel, ek gaan ons 'n paar keer dalk stop en vir julle iets sê oor hom. Ek wil graag weer hierdie gedig van Watermeyer voorlees. Laaste skietgebed van die oud stryder. Laat ons onthou, laat ons nie haat. Luister mooi wat sê hy. Laat ons onthou, maar laat ons nie haat. Die skemer roep en dit word laat. Dis tyd vir oppak, tyd vir saal. Tyd dat die wit perd ons kom haal. Vir daardie laaste lang galop, wat elke burgerhart sal klop. Verby die vlaktes waar ons bloed, nog donker teen die mors gloed. Verby die kampe waar die wind, sy winterhuil se hartsnik vind. Daardie kampe, daai konsentrasiekampe hoor. En daardie huise, daai afgebrande plaashuise. Verby swart mure en die as, wat erfhuis van geboorte was. Verby herinnering, verby die bitter wat ons volk moes lei, tot waar de wet se wagte staan. Nou, as hy praat van daar waar de wet se wagte staan, dis daar by die poorte hoor. En wink dat ons mag binne gaan. Laat ons onthou, laat ons nie haat. Die skemer roep en dit word laat. Dis tyd vir oppak, tyd vir saal, tyd dat die wit perd ons kom haal. Tyd dat die wit perd ons kom haal. Maar nou, moet julle mooi verstaan. Daai tyd, God bepaal daai tyd. Nee, ek en jy nie. Ons bepaal nie daai tyd nie. Hy bepaal daai tyd. En tot daai tyd moet jy alles insit. Vir hom. Alles. En jy sit dit in die geloof. Eerstens, hy sal niks oor jou pad bring wat jy nie kan hanteer nie. Maar meer belangrik, jy hoef nie te worry nie. Die man in die middel het betaal vir ons. Hy het betaal. Dit moet ons nie vergeet nie. En in daardie geloof hou jy net jou hand in die hand van die Skepper. Sy gees in jou tempel. Ek het al baie kere vir julle gesê, as jy jou tempel laat leeg staan, moet jy verstaan hierdie fucking Satan is 'n plakker hoor. Voor jy die kak uit jou oogies uitveel en skwat die fokker raak binne hoor. Dan het jy 'n moerse probleem om uit te kry. 'n Moerse probleem. Die ergste van alles is, jy kom nie eers agter die donder is daar nie. So, moenie laat julle mislei word nie. En die laaste ding wat jy moet toelaat, is moenie vreesagtig raak nie. Want vrees het mos daai twee kleintjies wat in sy tepels hang. Angs en twyfel. Daai 3 man is bad news hoor. Hulle vernietig alles waarvoor hierdie man aan daai kruis gaan hang het. En vrees is een van die magtigste wapens wat hierdie sataniste teen ons gebruik hoor. Julle moet dit nie vir 'n oomblik vergeet nie. En nie fuck weet boys. Yes, like man. Ek is nou nie die toonbeeld van 'n boodskapper wat die ore streel nie, want ek doen dit nie. Ek het geen behoefte daarin nie. Ek meen, kyk hierdie vroumense wat ek het sê net nou hier kwyt geraak. Shame. Waar sê ek? Ag, shame. Op die einde van die dag is ons besig met 'n fight vir ons lewe. 'n Fight vir ons lewe. Ons fight vir oorlewing. Niks andersters nie. En die donders is van plan om ons uit te roei hoor. Moenie hulle 'n gap gee nie. En julle moet wakker wees. Ek sê weer 'n keer, wees geweldig wakker vir hierdie baie video's en goed wat jy nou kry van hierdie mense wat vir jou nou, jy weet, YouTubes en WhatsApps en Facebook goeitertjies wat nou vir jou spirituele goed sê, maar Jesus, hulle laat jou voel, hulle is op 'n ander hulle praat met allerlei rade en die fok weet wat se connections het hulle. Nee, jy het net een connection hoor, met die Skepper. Dis al. Sal connection met jou. En jy weet, hy sê self,
Vir jou, hy sê vir jou. Moet jou nie kwel oor die dag van môre nie. So wil jy worry oor communication met een of ander geheime raad of something nie. Ja, okay. Ek sê, alright, okay. Nou so sê oor hierdie ander perd wat so baie te sê gehad het en so, hy het ons kon, so lyk my, hy het 'n boom, maar hy moet onder daai boom sit, want hy nou 'n connection. Ek het een aand vir hom gesê, luister, hier is 'n bietjie daai nommer wat jy dial, ek wil ook daai nommer bel. Dit lyk my jy het 'n connection. Toe stop hy die gesprek. Maar jy sien, ek doen wat ek doen, want dis die opdrag wat ek gekry het. En ek was baie op 'n stadium het ek vir Jan Diedriks, my vriend wat dood is, gesê, like Jan, miskien moet ek maar my tune change en die borans maar los en so. Toe sê hy vir my 'n ding, sê hy my Colleen, eerste ding as jy daai borans los, gaan jy alles klomp van jou geloofwaardigheid verloor, hoor. Maar kom ek sê net vir jou een ding, God kies sy vegters na aanleiding van hulle talente. Jy was nie gekies vir die diplomatieke korps nie. Jy was gekies vir die street fight. Doen wat jy doen. Fight in die straat. Want dis waar jy kan. Jy kan dit doen. Ek ken nie ander ouens wat kan doen soos jy nie. Doen dit. Dis hoekom jy gekies was. Sê nee Jan, dan sê reg, dan gaan ons maar nie boerie man sal maar aanhou. Jy weet, boys, ek dink nie julle verstaan dalk. Kyk, julle het by gedra in julle gebede oor baie van julle. Hierdie stryd wat ek hierdie tyd gehad het laas jaar, dit was 'n test. Dit was 'n test. En die Satan het gedog hy gaan my back toe kry. Toe vind hy uit God het ander planne. Nou, hoe kan ek nou vanaand hier sit en twyfel? Hier sit ek, lewenslustig, rond en gesond, en doen wat ek doen. Doen wat, die ander is nie bang, alles te bang om te doen. Hulle het nie die guts om te doen nie. Hulle is bang hulle verlore subscribers en verlore advertisers en verloor dit en verloor dat wat ek voel. Ek kan nie daai goed my laat beheer nie. Want dan kan ek nie doen wat ek gesê is om te doen nie. Dis die ding. En ek sê vir julle baie dankie vir die ondersteuning wat julle my gee. Hier is mense wat my finansiëel ondersteun. Julle weet wie's julle. Ek het al gesê as jy wil hê ek moet name noem, sal ek dit doen. Maar die feit van die saak bly, ons sal die dinge kry wat ons nodig het. Dit sal ons kry. Toe ek die pad vat, toe wonder ek, hoe gaan ek survive? Toe kry ek die skrif en sê, kyk na die voëls van die hemel. Hulle saai nie en hulle maai nie, maar ek sorg vir hulle. So, ek sal hierdie aanhou doen, solank as wat ek dit kan doen. En dan sal ek nie, anders kan nie, ek sal moet stop, jy weet. Maar die feit van die saak bly. Maar dan glo ek ook, dan is my taak verby. Dan is my tyd verby. And that's it. So ek sê vir julle, dankie vir julle ondersteuning. Dankie vir dit wat julle vir my doen. En ek sê vir julle, dankie vir die wat vir my bid, hoor. Julle dra vir my. Ek kan dit voel, partykeer in sak ek, en dan sit er so, jy opkom, en dan loop ek weer bo op die morasie weer. So dit is maar hoe dit is, maar laat ek nou stop. Soos ek altyd vir julle sê, kyk in, kyk op, en dan kyk rond. En moenie vergeet nie. Daai hele Bybel wat daar voor jou lê, of wat daar op jou kassie lê, of wat lê, gaan actually net oor daardie oomblik. Daai was die moment. That was the moment of truth. Dit was die oomblik en die moment van waarheid. Al die ander goed is theater. Nou ja, slaap lekker. Boerie man uit.